Vandag gesels ons oor hoe jy jou klere kan kies om jou natuurlike liggaamsvorm op die beste manier te komplementeer. Om vir ons praktiese wenke te gee, gesels ons vandag met Lorraine Olivier van Style and Make-up Effect, wat haar kundigheid met ons deel. Welkom terug hier by ons, Lorraine. Ons het vir jou gemis, hoor, lanklaas gesels. Sê gou vir my, wanneer ons oor styl praat, hoor ons baie van liggaamstipes. Hoekom is dit so belangrik om jou liggaamstipe te ken wanneer jy klere kies? Die belangrikste daar is om jou proporsies in ag te neem, so om balans in ek dink enigiets in die lewe het balans nodig, so ook om balans in jou uitrusting in te bring. Ja, en watter verskillende liggaamstipes sien ons gewoonlik wanneer dit by vroue se figuur kom? So daar's 9 liggaamstipes, maar ek gaan nou die 6 mees algemeenstes noem. Ja. So jy het jou uurglas wat vol in balans is, dan het jy ook natuurlik jou inverted triangle, jy het jou peer, jy het jou appel, en dan het jy jou reghoek en jou vierkant. So as ons nou in detail daarop ingaan, jou uurglas, omdat hy so al klaar in balans is hy eintlik die moeilikste om aan te trek. Mense dink hulle kan enigiets aantrek, maar eintlik kan hulle nie. So jou uurglas gaan altyd wat jy bo doen, moet jy onder doen. So of jy doen bo lig en onder lig, of jy doen bo donker en onder donker. Dan jou tweede liggaamstipe sal wees jou inverted triangle. En met jou inverted triangle beteken dit jou skouers is die grootste deel van jou liggaam. En met hom moet jy skouerdetail vermy. Goed. So jy kan lekker broeke en rompe dra met sakke, met plooie, met valle, so jy kan jy trek basies jou oog af na die onderkant toe en jy vermy geslote neklyne ook hierbo. Dan jou derde liggaamstipe is jou peer, wat meeste mense het, want ons vrouens is ons geneig om al ons liggaamsvette in ons heupe en ons diet te dra. Ja. So hy's eintlik 'n lekker liggaamstipe om reg te balanseer, want daar sit jy nou weer al jou klem op jou skouers. So jy kan sulke valle dra, jy kan oop neklyne dra, jy kan vermy rompe met valle en sakke nou weer, en dan moet jy sagte vleiende rompies dra en soos iets wat nie detail het onder nie. Dan kry ons appel. Jou appel is nie 'n algemene liggaamstipe nie, maar met jou appel moet jy blokvorms vermy. So moenie kort baadjies dra nie, moenie strepe dra nie, moenie jou hempies insteek nie, probeer eerder lang leiers en probeer eerder diagonale lyne. Ja. En dan jou reghoek en jou vierkant is nogal baie dieselfde. Een is net lank en een is kort. So ek sou 'n vierkant gewees het as ek daai liggaamstipe gehad het. Maar met daai liggaamstipe is dit, alles is in lyn. So jy het nie 'n groot en 'n klein area nie, alles is in lyn. Met daai liggaamstipe is dit baie belangrik om beltjies te dra, werk jou middeltjie lekker in en probeer om ook diagonale lyne te dra, probeer om soos as jy 'n vierkant het, probeer om weer nie kort baadjies te dra nie, dra langer baadjies, probeer om ook nie jou baadjies te stop op 'n deel van jou liggaam wat die grootste is nie. Goed, so as iemand nou haar liggaamstipe ken, hoe kan sy dit gebruik om klere te kies wat haar figuur dan die beste komplementeer? Presies daai wat jy nou gesê het, om dit dan net toe te pas. Ja, so gaan staan in die spieël en kyk wat is jou grootste deel van jou liggaam. Ek sê altyd vir mense, onthou, daar's 2 reëls wat jy altyd moet onthou. Ja. Lig maak altyd groter en donker maak altyd kleiner. So dit is dieselfde met grimering, dit is dieselfde met klere. So as jy enigiets wil groter maak, dan gaan jy ligte klere dra. En as jy enigiets wil kleiner maak, dan gaan jy donker klere dra. So om daai balans en proporsies weer reg in te bring, kan enige iemand dit eintlik doen. En wat sê jy is een van die grootste foute wat vroue maak wanneer hulle dan klere gaan koop in so 'n geval? Ek dink die grootste fout is om net na iets te loop wat mooi is. Want ons sien iets, dis mooi, Ja. en eintlik pas dit glad nie by jou liggaamsvorm nie. Ons het baie, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, mense sê die hele dag vir jou, jy lyk mooi, dan is dit baie keer wat jy onintentioneel net gebalanseerd aangetrek het. Jy het nie daaroor gedink nie, dit is toevallig of per ongeluk, en mense sien daai balans, en jy kom dit nie regtig agter nie, maar mense sien net, alles is mooi in proporsie, en as mense dit meer kan toepas,
en meer dink oor wat hulle aantrek, dan kan jy elke dag eintlik daai komplimente kry en dan kan jy elke dag met selfvertroue loop. En ek dink dit is belangrik om in ag te neem dat jy weet dit wat jy ons kyk na die winkelpoppe en dan lyk dit fantasties, maar wanneer jy dit partykeer self aantrek, dan is dit net nie dieselfde nie. Ja, en winkelpoppe is ook in balans. Hulle het die Presies. perfekte liggaamsbou alreeds. En die speleerders weet ook natuurlik hoe om die items bymekaar te sit. So as jy regtig nie die begroting het om by 'n stylkonsultant uit te kom nie, gaan staan net vir jou spieël en gaan kyk wat is die grootste deel van jou liggaam en kyk ook waarvan hou jy en waarvan hou jy nie, want ek byvoorbeeld dink lang bene moet amazing wees om te hê, maar ander mense wil dit weer wegsteek. So kyk nou waarvan hou jy van jou liggaam, waarvan hou jy nie en dan fokus jy op die dele waarvan jy hou. En sê vir my, wanneer 'n mens kyk na iets soos patrone, jy weet, of jy kyk na blomme, kan dit ook 'n invloed hê op hoe jou liggaam steek? Definitief. So jou blompatrone, as dit groot blompatrone is, dan gaan dit jou ook laat groter lyk en as dit klein blompatrone is, dan gaan dit jou laat kleiner lyk. Dieselfde met strepe. As jy 'n liggaamstipe het wat kort is, probeer dan eerder jou horisontale lyne vermy, want dit gaan jou breër laat lyk. Werk eerder op diagonale lyne of jou horisontale lyne. En werk dan ook met kleiner streepies, want groot strepe gaan weer eens groter laat lyk. Nou, wat is jou beste raad vir vroue wat dalk onseker voel oor hulle liggaamstipe wanneer hulle klere gaan koop? Weer eens, staan vir die spieël en gaan kyk waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. En dan onthou altyd die lig en die donker klere. Iets wat vir almal ook werk, ek sal dit altyd vir almal aanbeveel as jy onseker is oor jou liggaamstipe. Is 'n raprokkie. 'n Raprokkie kan jy opdres, jy kan hom afdres, jy kan hom casual doen. Hy werk vir enige liggaamstipe. Wat jy wel kan verander, daar is jou moutjies en jou lengte van jou rok. So ek byvoorbeeld wat kort bene het, sal my rompies altyd bo my knie of 'n maxi rok dra. Waar iemand wat lank is en lang bene het, kan hy weer 'n kyklengte rokkie dra en dit sal ideaal wees vir hulle. Lorraine, baie dankie. Jou prettige rokkie laat my dink aan daai skêre waarmee mense geknip het wat dit so gekartel het. Baie oulik. Maar dankie dat jy vanoggend jou wenke met ons kom deel het. Ons waardeer dit. En nou is dit tyd om aan te beweeg met die res van hierdie program. So maak seker jy bly ingeskakel vir die res van Goeiemôre Good Morning net hierna.